Dank God, ons is alles gewoond. Dank die Here, waar die tegnologie ons fyl, het hy my dan nog 'n stem gegee en akoestiek. Ek prys God in hierdie oggenduur vir dit wat hy besig is om hier te doen.
My boetie, jy het nie nodig om onder te gaan sit nie. Jy kan net hier sit as jy reg is. Bly net daar. Vir die wat jy weet nie, uit 'n kindsbeen, so ons wil nie dat jy op en aan nie. So jy kan rustig hier sit. Dan kan almal sien of jy slaap. Prys die Here. Sê weer langs jou welkom in God se teenwoordigheid. Prys die Here. Ek is bly vir elkeen wat hier is vanmôre. Ek is bly vir die kappel wat hier is, wat ons verlede Sondag van getuig het. Adele en Tony, prys die Here. Ek is bly vir dit wat die Here besig is om in julle lewens te doen. Ek is dankbaar. Ek gaan nou ritme van. Die vyand is kwaad. Hy loop rond soos 'n brullende leeu en hy kyk wie hy kan verslind. 'n Persoon sê nou eendag vir my, die duiwel wat rondloop soos 'n brullende leeu kan my niks doen nie, want hy het die tande nie. Maar my Bybel sê hy kyk wie hy kan verslind, hy het die tande nodig om te verslind nie. Hierdie vyandgoed is besig met vernietigingswerk reg oor die wêreld. En 'n huis wat teen homself verdeeld is, kan nie staande bly. En ek is dankbaar vir elke amen wat ek vanmôre gaan kry, want dit gaan help om hierdie woord en hierdie visie, doelwitte af te lewer, soos die Here dit aan my gegee het. Die duiwel is besig om geweldig twyfel te saai. Onmin. Hy probeer huwelike opbreek. Hy probeer 'n geel bordel voor mense se oë hou en hulle neus te hou. En hy's besig met 'n wegtrekkingsproses. Hy wil mense van God af wegtrek. Hy wil mense verwoes. En die uiteinde van hierdie wegtrekkingsproses is, hy wil mense saam met hom hel toe sleep. Want hy wil nie alleen hel toe gaan nie. Right, dis nou genoeg van jou. Jy is gebind, jou stert is geknip, dat jy die pad pad. Nou is dit tyd om die Gees van God toe te laat. Ek kan nie myself net so klein bietjie my iewers klank gee. Anders gaan my stem oppak. Ek wil net hoor dat die Gees van God vanmôre gaan doen en spreek. Dis beter. Ek kom uit my binnekamer, my bidkamer vanmôre, en die Here hoor my hart en hy hoor my uitroep. En terwyl ek weer oor die gronde bid, en oor hierdie bediening en hierdie kerksaaltjie, terwyl ek oor elkeen bid wat ons weet, hier inkom en uitgaan, sê ek vir die Here, Here nie my wil nie, maar wat U wil geskied. My agenda is opgeskeur, Here. Ek het die agenda nie. As U my nie hier voor wil hê om voor te loop, sê dan wie U wil hê. Maar ek wil net hê dat U naam verheerlik word en dat siele gered word en dat siele herstel word. Want ek het niks om te demonstreer nie. Ek het niks om te bewys nie. Ek het net Jesus om te manifesteer en hom te demonstreer, sodat hy die eer kan kry, want ons kan niks sonder hom doen nie. Ek wil hê die Here moet in my werk en vir my iets bevestig oor hierdie gebou, oor hierdie bediening. Here, wat gaan aan met my vrou drome? En ek weet nie of die vyand is wat in drome kom en aanval nie, maar sy kry drome en ek wil vanmôre afsny, Here, en ek wil insit, Here, net dit wat U volmaakte wil is, want daar is geen veiliger plek in die wêreld
as binne in die wil van God vanmorgen. En ek kom by my foon. En pastoor Bruce Governor, né? Ek het hom een keer in my lewe ontmoet, toe ons onlangs in Durban was, ons het byna geëet. My vrou ken hom van die jare toe sy saam met Reinhard Bonke gewerk het. En hy stuur vir my hierdie boodskap, hy weet nie wat hier aangaan nie. En hy stuur vir my, beloved evangelist Channel Lee and Pastor Herman, blessings. 1 Kings 9 verse 3, I have heard your prayer and your supplication that you have made before me. I have consecrated this house, which you have built, to put my name there forever, and my eyes and my heart will be there perpetually. Our Father will hear and answer the prayers from your household during the season of praying. His heart is with you. As dit nie 'n antwoord is nie, dan wil ek vanmôre vir jou sê, dan het ons nie 'n antwoord nie. Maar hierdie kom uit my binnekamer en vanmôre het ek geroep het en die Here geantwoord het en ek kan met gemak voortgaan om vir jou te bedien wat ek vanmôre het om vir jou te gee met hierdie plan. So ek vra dat julle saam met my werk. Ek vra, kom ons kom in God se orde. Ek wil hê met vanmôre verstaan, terwyl ek in my binnekamer is, het die Gees van die Here so duidelik vir my gesê, dat jou titel, alle titels wat jy dra, het nie soveel gesag, as wat die autoriteit, wat ek jou gegee het, in my naam, wat die gesag dra, wat integriteit. Jou integriteit lê nie in jou titels en jou persoonlikheid nie. Jou integriteit lê in die gesag wat jy in my naam het. Dis goddelike orde. Jy moet vanmôre verstaan dat ons kom in God se agenda en in God se ritme. Ek wil moet verstaan dat wanneer ons praat van God se agenda, dan beteken dit ek wil alles hê wat God vir my het. Ek wil niks van myself hê wat nie van God af is nie, want dit gaan nie werk nie. Jy moet vanmôre baie duidelik verstaan dat daar is totale integriteit in jou wandeling met God. Dit gaan oor geestelike integriteit. Wie en wat jy uitstraal aan die wêreld wat in hierdie oomblik in barensnood is, in benoudheid is, en terwyl die wêreld wag vir die openbaarmaking van die seuns en dogters van God. Luister mooi. Waarmee kan God jou en my vertrou? Okay? Leadership is sustained not only by visibility, but by integrity. Integrity. Spiritual integrity is about alignment. Jou geestelike integriteit moet gealign wees met die wil van God, met die plan van God by hierdie laaste dag. Ek weet Paulus skryf dat hierdie is die laaste dag. Dan kom hy en hy waarsku verder, maar broers, hierdie is die laaste uur. En in hierdie laaste uur wil God elke gawe, elke talent, elke geroepene, elke geredde, wat in hierdie apostoliese boekste waarheid staan, wil hy gebruik tot die eer en die opbouing van sy naam, en sy naam wat gedemonstreer word na buite toe. Hallo? As jy my iemand is stil vanmôre, luister mooi. Equip, bold, service, unite and reaching. Gaan ek herhaal. God wil ons equip in hierdie uur. Daar is die vyfvoudige bediening. Daar is die 9 gawes. Daar is talente. Alles ondersteunend aan die vyfvoudige bediening, die kantore, die offices van apostel, profeet, evangelis, herder, teacher. En God wil ons in hierdie uur toerus
gegee. Hy het wel aan die kruis gesê, dis volbring, maar die stryd is nog steeds ek en joune, om te oorwin, om te lewe. Die Bybel sê, vir my is die wêreld gekruisig en ek vir die wêreld. Ek leef nie meer nie, maar Christus lewe binne my, en ek lewe met hom binne my, ek het vlees van sy vlees geword, gebeente van sy gebeente, ek lewe demonstratief wie hy is. Bly by my. Hy wil ons ophou in alle waarheid, in geloof, in sterkte, in krag. Hy wil hê ons moet hom dien in gees en waarheid. En terwyl ons hom dien in gees en waarheid en dit die uur is dat hy die soek wat hom in gees en waarheid aanbid, is dit dan ook die uur waar ons mekaar moet dien, mekaar moet respekteer, mekaar moet ophou, mekaar moet verstaan en mekaar moet aanmoedig om klaar te maak wat hy wil klaar maak, dit wat hy in ek en jou begin het. Dankie. Luister mooi. Dan wil hy ons moet unite. United we stand. Die enigste manier hoe daardie 120 in die oppersaal bediening dit kon regkry, dat die Heilige Gees en vuur van God op hulle uitgestort word, was om eendragtig, ek sê, eendragtig by mekaar te wees en vir 10 dae, eendragtig die naam van die Here aan te roep en te loop en te prys vir 'n belofte. Ons prys hom wat ons ontvang het. Hulle het hom geprys vir iets wat hulle nog moes ontvang het, wat hulle nie geweet het, waar ek behels nie. Okay? Stamp hier langs en sê klaar met jou. En dan moet ons reaching, ons moet na binne te groei, ons moet na buiten te groei, ons moet opwaarts groei na God toe, en uitreik na elke siel moontlik, wat ons pad kruis. Of dit uitreikings is, en of dit op die straat is waar ek loop, en of dit by die werk is, en of dit by die skool is, of dit waar ek is. Ek is 'n lewende getuie, dat Jesus Christus lewe. Jy is 'n lewende getuie, dat sy graf leeg is. Jy is 'n lewende getuie, dat hy jou uit baie diep waters en modders gehaal het. Jy is 'n getuie vanmôre, dat hy 'n werklikheid is. Jy is 'n getuie, dat hierdie God almagtig is vanmôre. As by die gelowiges voorberei, toeberei en toerus vir hulle heilige dienswerk, versterk wat ons het en rus toe. Die Here Jesus het altyd gebruik eers wat hy gehad het, voordat hy vermeerder het. Hoor mooi. Hy het eers gebruik wat hy gehad het, dan het hy hulle vertrou, toegerus en dan vermeerder. Luister mooi. Elkeen wat hier sit vanmôre is 'n kandidaat om in hierdie laaste uur 'n magtige instrument in God se hande te wees. En ek weet nie almal het die vyfvoudige bediening nie. Ek weet nie almal het dieselfde gawes nie. Ek weet nie almal het dieselfde talente nie. Ek kan natuurlik en julle vir Pastor Solita geniet vanmôre agter die keyboard. Kom ons gee haar gou hande klap. Ek kan ook keyboard speel. Weet ek nie of jy dit kan verstaan nie, want die Bybel sê die linkerhand moet nie weet wat die regterhand doen nie. Maar nie almal het dieselfde talente nie. Nie almal het dieselfde gawes nie. Maar ons moet dit by mekaar bring. In 'n eenheid, eendragtigheid, sodat ek en jy 'n dinamiese instrument in en deur God se hande kan wees. Bly by my. Ek en jy moet verstaan vanmôre, die plan en die idee en die konsep van hierdie gebouetjie en hierdie bymekaar kom, is om 'n Pinkster oppersaal bediening daar te stel, waarvan af die middelpunt, radiant. Jy weet wat is radiant? Die heerlikheid van God is radiant. Dit kan nie gestop word nie, dit reproduseer die hele tyd. Hierdie moet 'n Pinkster oppersaal bediening wees en word, sodat mense hier die krag en die vuur en die
Gees van God kan ontvang en van hier af kan uitbeweeg, waar jy ook al bly, waar jy ook al werk, waar jy ook al beweeg, moet jy 'n lewende getuie wees en vertel, everybody ought to know who Jesus is. Hierdie koortjie word by jare in al die Pinksterkerke gesing en nog steeds weet hulle nie wie Jesus is nie. Nog steeds weet hulle nie dat hierdie seun van God wat sy seunskap alreeds geëindig het, want daar is nie 'n ewige seunskap nie. Dit was een doel om die smaak van die wêreld van ons af weg te neem, maar dat hierdie Jesus Christus, hy is die Elohim van die skepingswerke en die hele skepping het deur hom ontstaan en niks het ontstaan sonder hom nie. Dat hierdie Jesus is die rots waarop die kerk gebou word, die openbaring dat hy God in die vlees vasbly kom sterf het. Kerk moet dit weet. Dis die krag wat in hierdie gebou moet ontplof tussen ek en jou en in ons. Die tyd wat taxi-ry is verby, die tyd van om net te kom sit en ontvang en jy beteken niks vir die Here nie, is verby. Elke persoon daag uit vanmôre om iets vir God deur die week te doen en 'n verskil te gaan maak. Luister mooi. Hierdie apostoliese visie, hierdie apostoliek, kan ek dit nog net regstel. As ons praat van apostoliek, dan praat ons nie van die ou apostelkerk nie. Dankie. Ons praat van die apostoliese kerk, wat op die dag van Pinkster gebore is. Daar's baie kerke wat die hande klap nie, wat hier spring en dans en te kere gaan nie. Julle weet daarvan en ek glo die halfuur stilte in die hemel is vir hulle. My Bybel sê na daai halfuur stilte gaan die hallelujas en die amens soos donderslae ontplof voor die troon van die enigste waaragtige God wat skyn en self die lig sal wees. En ek wil jy moet verstaan, daardie kerk wat voor hom en saam met hom gaan dans en loop en prys, daardie bruid wat deur sy naam gedoop is en met sy gees vervul is en wat heilig lewe en heilig maak waar sonder niemand God kan sien nie. Daardie bruid, daardie kerk is op die dag van Pinkster met 'n kreet op haar lippe gebore en sy gaan hierdie wêreld verlaat met 'n kreet op haar lippe. Wy kon hom mis. Hoor jy wat ek vanmôre sê, my broer? Die wêreld gaan die kerk van Jesus mis, want hy sê weggevat is in hierdie wêreld het. Die wêreld gaan die kerk mis. Hoor, sê kom nie langs jou man, hy praat met jou. Die wêreld gaan jou mis. Okay, stop net daar. Kom ons herpraat. As jy nie iets het in jou wat die duiwel nie aanval nie, is jy niks van God in jou nie. Kan ek net sê, dis die mense wat deur die week deur Satan aangeval word? Is die sulke mense? Steek op jou hande, nie staan wees nie. Ek het gister weer gesien in die week, wat die ouens krieket speel, hoe gaan hulle te kere? Hulle spring om die bal met die een hand te vang, en die ander hand het hulle die drank. En ons sukkel om ons hande in die kerk op te lig en God te prys. As jy nie iets het in jou van God wat die duiwel irriteer nie, het jy 'n probleem. Want die duiwel val nie lyke aan nie. Gaan dit al, die duiwel val nie lyke aan nie. Hy val net mense aan wat iets van God binne hulle het. Come on. Here, ek wil in hierdie oomblik inkom en ek vat gesag met autoriteit oor hierdie diens, Here. Ek vat gesag met autoriteit oor elke gedagte in Jesus naam. Luister mooi. Ons het 'n identiteit in Christus Jesus. Dis 'n apostoliese inslag. Apostoliek beteken, opposite means. My vrou praat te veel Engels. Apostolies beteken op 'n sending gestuur. Ons is op 'n sending gestuur om hierdie wêreld te vertel. Everybody ought to know who Jesus is. Luister mooi. En ons gaan hulle nie net vertel wie Jesus is nie. Ons is veronderstel om te demonstreer wie Jesus is.
en waar ek met daardie naam loop, en ek sê, Jesus, dan bewe die poorte van die hel. Satan is so in vrees vir hierdie naam, dat hy besig is met nuwe konsepte uit te dink, en vir die wêreld te probeer verlei en sê, maar Jesus is al die jare in hierdie naam nie. Jy moet sê, Joshua, wat ook al die Hebreëse, Griekse, Arameese name, ek het nie saak met dit nie, ek het die geskiedenis van gebeur aan my kant, dat dit wat ek in die naam van Jesus gepraat, het gebeur. Ek het in die naam van Jesus, I cast out devils in Jesus' name. Ek het hande op siekes gelê in Jesus' naam, en hulle het gesond geword. Dis die naam, wat die poorte van die hel laat bewe, en die vyand vrees Jesus. Amen. Oh, ek kan jy vir my begin bid. Ek soek vloei. Luister mooi. If you have the doctrine, luister gou so. If you have the doctrine and you have demonstration, you produce transformation. Tony, wat het jy nog hier gebeur? Transformasie. Want ons het die doktrine. Ons het demonstration as gevolg van die naam. En daarom is daar transformasie. Jy sit hier vanmôre omdat God besig is om jou te transformeer as gevolg van die apostoliese waarheid wat jy hoor. Jy is nie per toeval hier, ek glo nie in die woord nie, per toeval hier, en ek wil iemand sê toeval die ligte af, oh wel, dan moet dit seker so wees. Jy is hier met 'n doel. Jy is nie hier omdat jy net wil kerk toe kom nie, jy is nie hier omdat jy 'n pastoor wil te preek. Jy is hier omdat jou siel uitroep, ek het dors na die gerechtigheid van God. Lewe my. Tony, jy het hier gesit, en as op pad na Amerika toe, jy teendeel, jou vrou nie, en God kom, en hy draai alles om, en binnen 24 uur te sê hy vir my met 'n boodskap, ons het as 'n familie besluit, ons gaan nie. God gaan ons hier gebruik, en ek vertrou dat die Here vir hom hier 'n nuwe besigheid gaan oopmaak. Hy is in die houtwerk en metaalwerk besigheid, dat God hom 'n nuwe besigheid hier gaan oopmaak, en die Here red hulle huwelik, en hy vernietig 'n klomp goed wat in die pad gestaan het, dan nie voel jy nog vry. Maar jy is vanmôre by die regte plek. Luister mooi. Ek gaan na my eerste demonstrasie toe. Om hierdie bediening, om hierdie plan van God van die grond af te kry, het ek nie 'n kerkorganisasie se naam nodig nie. Ek het Jesus nodig, as die eienaar, as die CEO van hierdie bediening. En hy gaan elkeen gebruik. Hier's 'n paar pastore, hier's 'n klompie mense, en ek glo daar gaan nog baie bygevoeg word, wat gered moet word. En ek glo daar's meer wat moet herstel word, as wat daar is wat moet gered word. Luister mooi, ek het 'n vliegtuig. Ek wou nou 'n baie groter een insit, as ek een kon invlieg, het ek dit ook gedoen. Maar ek het hierdie week na hierdie vliegtuig het ek in Amerika was, die AA Airlines, toe ek hom daar gekoop het, toe sit ek nou hierdie week na hom en kyk, en ek besef een ding, om hierdie vliegtuig van die grond af te kry, het jy 'n vlieënier nodig, en 'n assistent vlieënier. Jy het 'n tegniese ou nodig, wat saam met hulle in die vliegkajuit sit nodig. Maar jy het meer as dit nodig. Jy het die ouens nodig wat die brandstof ingooi. Jy het die lugvaartinne nodig om die passasiers tevrede te hou. Jy het die passasiers nodig wat die brandstof betaal en die salarisse betaal van hierdie ouens. Jy het die grondpersoneel nodig
om die tasse in te laai, uit te laai. Jy het die grondpersoneel nodig om die vuilwerk te doen om die badkamer leeg te maak. Jy het die kaartjieverkoperkantoor nodig om die kaartjies te verkoop. En so is dit 'n hele ripple effek wat jy nodig het om een vliegtuig in die lug te kry. Ek wil vanmôre dankie sê aan Nick en Elena wat elke Saterdag die kerk ons skoonmaak. Ek weet nie of jy weet dat dit is ook 'n bediening om die kerk skoon te maak, om die gras te sny, is 'n bediening. Elkeen het 'n rol om te speel om hierdie bediening van die grond af op te kry wat aan God behoort. Wel mooi. Daar's 'n vlieënier, daar's 'n assistent vlieënier, daar's 'n tegnisie, daar's verskillende rolspelers. En as elke ou gefokus is in hierdie uur met die agenda wat God vir hierdie plek het, wat hy alreeds bevestig het vanmôre, my naam sal hier binnekant gevestig wees, my oë sal op hierdie plek wees, ek wil hierdie plek sien, wil ek vanmôre vir jou sê, gaan hierdie vliegtuig vinniger vlieg, as wat ons ooit besef het. Wat nou mooi? Nie sit iemand toe nou vanmôre en sê, "Ai, hoe praat hierdie pastoor het nog eers uit die Bybel uitgelees?" Ek tel jou op. Hier kom dit. Lukas 4 vers 45 tot 49. As jy Bybel het, maak oop. Lukas 4 vers 45 tot 49. As jy dit het, sê amen. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. En hy sê vir hulle, Lukas 24 vers 45, die laaste hoofstuk van Lukas, Matteus, Markus, Lukas in die Nuwe Testament. Toe open hy Christus, hulle verstand om die skrifte te verstaan. En hy sê vir hulle, so is dit geskrywe, en so moes die Christus ly, en op die 3de dag uit die dode opstaan. En bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge, en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte uit. He gave them their marching orders. Julle weet my? Hy is stil mooi. Hy open hulle verstand, mag God in hierdie uur opnuut elkeen van ons sy verstand open om die skrifte te verstaan, maar ook om sy plan in hierdie uur te verstaan. Is julle met my? Dat ons in 'n eenheid vorentoe beweeg. Hy sê vir hulle, Jesus moes ly, en op die 3de dag uit die dode opstaan, en bekering, vergewing van sondes in sy naam verkondig word. Dis 'n opdrag aan die alle nasies van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge. Julle is getuies van hierdie dinge. Jy wat bekeer het en jy laat droom het in Jesus naam en gevul is met die Heilige Gees met die sprekende tale, jy is 'n getuie van hierdie dinge wat Christus kan doen. Ons het 'n heritage wat Suid-Afrika moet kennis neem. En ek gaan so ver gaan en ek sal dit in die kamera verklaar vandag, dat die apostoliese Pinksterkerk het 'n heritage, 'n boodskap wat die wêreld en die breë kerke wêreld moet hoor, dat Jesus ry en hy genees, en hy kom nog steeds met dieselfde Heilige Gees. Hy het nog nooit verander nie, maar hy moet die waarheid ontdek, die Jesus naam seuns en dogters van God is. Luister mooi. He gave them the marching orders. Na die kruisiging, begrafnis en opstanding van Jesus Christus, net voordat hy opvaar na die hemel toe, gee hy hierdie groot opdrag aan sy disippels en hy sê, begin waar? In Jerusalem. Hier in hierdie gebou is Jerusalem, is die oppersaal, is die boventrek,
Ek voel die krag van God op hierdie woord vanmôre. Dis hier waar God wil gewees. Dis hier waar hy wil herstel. Dis hier waar hy wil toerus. Dis hier waar hy vir ons die gawes opnuut wil gee. Dis hier waar hy sy krag wil demonstreer. Dis hier waar hy sy naam opnuut oor ons wil uitroep en in ons wil demonstreer en deel ons. Hier in Jerusalem. Dan gaan ons uit. Wanneer daar eendragtigheid is, kan ons uitgaan. En hoor my mooi vanmôre. Daar is genoeg kwaliteit mense vanmôre in hierdie gebou om daai verskil buite te gaan maak. Vers 47. Bekering en vergewing van sondes moet in sy naam verkondig word. Die ondervinding van die oppersaal, die dooping met die Heilige Gees en die spreking in vreemde tale was onbekend aan die wêreld gewees en ek wil dit vandag onomwonde stel, Suster Mimi, dat dit is nog steeds onbekend vir die breë wêreld daar buitekante. Hulle moet weet, daar is net een manier om by God uit te kom en dit is deur Jesus Christus, deur bekering, waaragtige, berouvolle bekering, nie om 'n sinnerspreek op te sê en dan is jy gered nie, dis 'n ewel in die hel, maar waaragtige, berouvolle bekering waar jy preek en ween by die kruis en besef, jy moes aan daai kruis gehang het en jy moes daar gebloei het, maar hy het jou die pad uitgestoot en dit namens jou gedoen en dan moet jy sterwe by daai kruis met bekering en ons moet jou water toe dra waar die graf is en ons moet jou begrawe in sy naam, in sy dood in sy naam, en sy naam wil jou uitspreek in die naam van Jesus Christus, enkelvoudig onderdompeling en dan moet jy opstaan as 'n nuwe skepsel, gedoop word met die Heilige Gees, met spreking met tale. Dis die enigste manier om in die liggaam van Christus wedergebore te word. Die enigste manier. Luister mooi, die taak van die kerk was om die omgewing en die wêreld te oortuig dat hulle die bekering, doop en hierdie ondervinding nodig het. Jy moet by my bly. Ek gaan probeer so vinnig as moontlik gaan. Jy moet by my bly. Die wêreld moet hierdie ondervinding kan ervaar. Daar's geen ander manier nie. Daar's geen ander pad nie. Die wêreld het hierdie getuienis nodig wat die kerk van Jesus in Handelinge ontvang het. Dis bekering en doop en die ondervinding van die Pinkster oppersaal wat hulle die krag en die vuur en die Gees van God ontvang het. Ek sal julle doop in die Heilige Gees met vuur, tajubi, met vuur. Weet jy wat dit beteken om met die vuur gedoop te wees? Baie is met die Heilige Gees gedoop en in tale gepraat, maar bitter min is met die vuur gedoop. Wanneer jy met die vuur van God gedoop word, hoor mooi, dan begin die oordeel van God elke dag in jou lewe, waar die vuur jou skoon hou en reinig hou, want vir hulle wat in Christus Jesus gesterf het, is daar geen veroordeling meer nie. Hy kom op die wolke met die baas van die bassein, met die wegraping van die kerk van Jesus Christus, kom haal hy sy bruid. Hy sê, bring saam met hom hulle wat in Christus gesterf het. Die enigste manier waar jy in Christus kan sterwe, is in die pad van wedergeboorte, wanneer jy in sy naam gedoop word. Geen ander manier. Efesiërs 4 vers 5, een geloof, een doop. Daar's geen ander manier nie. Luister mooi. Hoe het hulle dit gedoen? Hulle het die boodskap van die nuwe geboorte op enige moontlike manier aan enige een wat hulle ontmoet het, versprei. Waar hulle ook al beweeg het hulle die boodskap versprei. So met ander woorde, as ek by die werk is, as ek by die skool is, as ek in die dorp is, al het hulle skadebeen net op siekes geval, het hulle gesond geword. Ek en jy het 'n opdrag, en dit is, my lewe moet 24 uur geheilig wees aan 'n heilige God, en daardeur moet my leefwyse 'n oop boek, 'n liefdesbrief, wat nie geskryf is op kliptafels nie, maar op die hartkamers van ons harte, 'n oop brief deel ons aan die wêreld. Jou leefwyse moet demonstratief wees, spieelbly wie Jesus is. Hulle moet honger hê daarvoor, hulle moet dors hê daarvoor, wanneer hulle na jou kyk. Hulle het dit gepreek waar hulle gekom het, hulle het dit gesing waar hulle gekom het, hulle het dit gelewe, dit was hulle leefwyse. Hulle het van deur tot deur verkondig, op marke gepreek, in sinagoges, langs die riviere, balle, in dronke,
huisbediere voor konings en keisers, waar hulle gekom het hulle dit gepreek. Ek weet nie of die Here vir my ooit die voorreg sal gee. Maar ek wens hy wil vir my die voorreg gee, wat hom Angus Becken gehad het, toe hy in die parlement was, en moes bid. As jy soek jy nie die ervaring nie, die voorreg om dit te kan gaan doen nie. Wie soek dit? Wie sal graag in die parlement 'n kans wil hê om te bid? Hulle het 'n man uitgenooi wat eers gedoop is met die Heilige Gees, wat eers glo in die werkinge van die Heilige Gees nie. Maar sal ons net een kans wil gee, net 3 minute, om net 'n gebed te doen vir die parlement. Ek glo met my hele hart, elke demoon, elke voorvader gees, elke witchcraft, white magic, black magic, devil, aanbidder, demonies, hindoe, boeddhis, moslim, sal hulle knieë voor die lewende God buig en trane uitbars, want dis die leefwyse wat die apostels gehad het, en hulle was geen beter mens as ek en jy nie, hulle was vlees en bloed soos ek en jy. Ons lewe in 'n baie gemaklike tyd as wat hulle gehad het, maar ek het vir jou 'n waarskuwing, hier kom vervolging in Suid-Afrika vir die kerk, en God gaan daardeur sy kerk begin suiwer. Hy gaan sy kerk suiwer. Hy's besig om sy kerk uit die kerkewêreld uit te roep, deur vervolging wat kom, sodat die kaf van die koning geskei kan word. Waar hulle mense gevind het hulle die boodskap verkondig. Dit was 'n leefwyse elke dag. Sê vir die langs jou, dis 'n leefwyse. Die kerk is daar vir die gemeenskap van die gelowiges, waar 'n familie as kinders van God kan aanbid, as 'n plek waar mense aangemoedig kan word, die kerk gebou. Want ek wil hê moet weet, Suid-Afrika, ons is die kerk. God woon nie in tempels met hande gebou nie, en ek kan jou later in 'n ander boodskap verduidelik wat dit beteken. Maar ek wil jou sê, hierdie gebou is 'n geheiligde gebou vir God om met sy kinders te ontmoet. Hier is nog steeds 'n altaar. Sien dan sou nie. Dis 'n altaar waar God sy saad uitgiet oor mense. En hopelik val dit op vrugbare geestelike baarmoeders. Bly by my. Maar die grootste taak van die kerk is om die evangelie, die goeie nuus aan die verlore gaande wêreld te verkondig. Die boodskap was nie aan engele gegee nie, maar aan die kerk van Jesus. Kan ek 'n stelling maak? As die kerk misluk, dan misluk die hemel. Hoor mooi wat ek sê. As die kerk nie gaan slaag in die doel waarvoor God haar geroep het nie, gaan die hemel ook nie slaag nie. Hoor mooi. Hoekom sê ek dit? Want ek kan sien wanneer mense uit 'n Pinksteroppersaal ondervinding met God stap, en ek kan sien wanneer mense uit religious agtergronde kom, wanneer hulle nie die vuur en die krag en die liefde, die passie vir die Here het nie. Ek kan dit sien, ek kan dit aanskou. Wat jy sien, wanneer die Here jou pad langs gekom het. Ek wil weer die simpel 'n voorbeeld gebruik van as jy 10 miljoen nou wen, en hoe jy te kere gaan nie. Maar ek wonder werklikbaar mense wat ek vandag in die kerke wêreld sien, wat nie eers voor die Here kan juig nie. As jy nou om 10 miljoen gee, wat gaan sy reaksie wees? Soos die ouens op die paviljoene by die rugby, waar hulle spanne 3 druk, en rondspring en te kere gaan. En as ons in die huis van die Here kom, dan is ons doodstil. Hallo, maar pastoor, ek terug, want jy by God uitkom as jy niks nie. Dan is hy alles wat hy wil wees deur jou. To me, he's become everything. Sien jy? Maar ja, ek onthou, daar was vir jare lank 'n bordjie wat gesê het, stilte kerk. Ek het dit vergeet, onthou julle dit? Pastoor Solita, onthou julle dit? Ek het onthou, toe ek nog 'n jong pastoor was, toe ek nog so, jy was maar wild as jy jong is. Nie dat ek nog steeds jong. Dat ek my ouers geleer, as jy by so 'n bordjie dan druk jy 3 keer op jou hoete en skreeu halleluja. Want God, voordat ek verder gaan, moet ek vir iets verduidelik. Ek gaan amper daar wees. In die tabernakel van Moses, wanneer die hoëpriester eenmal 'n jaar
deur die voorhangsel ingegaan het om voor God te verskyn vir die volk, was aan sy tabak onder sy kleed. Wat was daar vasgewerk? En wat was saam met die klokkies, granaatjies. En ek het so lopende feeskleed wat ek dra wanneer is lopende fees hou. Waar jy beweeg, lei die klokkies. En het jy geweet, hy tou om sy, nou weet ek as prediker is, dat sê, daar is die skrif daar, hoe kan jy vir my? En wanneer hierdie hoofpriester ingegaan het in die allerheiligste, mag hy nie stil gestaan het voor God nie. Hy moes beweeg. Hy moes die Here prys. Hy moes hom aanbid. En soos dat hy beweeg het, die klokkies gelei. En die oomblik as daai klokkies sou stil raak, en dit beteken, hy het stil geword voor God en hy het gesterf, dan moet hy hom aan die tou uittrek. Want jy moet 'n beweegoffer bring wanneer jy in God sê, jy kan nie eens, tot sy teenwoordigheid so swaar word, en jy val onder sy krag, en daar lê jy onder sy krag, tot dit gebeur het, moet jy 'n beweegoffer voor God bring. Ek wil jy moet vanmôre weet, kerk gaan nooit weer dieselfde wees nie. Kerk gaan nooit weer formaliteit te wees nie. Kerk gaan nooit weer 3 liedjies en 'n stukkie preek en dan nog 'n liedjie en dan oppergaweetjies en dan afsluit en dan gaan jy ons huis en hulle jaag om by die krieke te kom. Nee. Kerk gaan verander. Julle gaan sien in hierdie gebou hoe God gaan begin verander, wanneer ek begin teach oor die koninkryk van God en die leefwyse van die koninkryk van God. Hoe gaan God dit begin doen in jou lewe van volgende Sondag af? Jy gaan aanskou kerk sonder, man, ek wil jy moet weet, dat ek kyk nie hoe lang ek kan kerk hou nie, Pastor Jerry. Ek kyk hoe lang kan ek God in ons teenwoordigheid hê en hom hier hou, because I'm a God chaser. Ek is agter God aan. Ek is agter wat hy het vir my aan. Nie wat sy hande kan gee, maar sy glorie. Ek wil hê, hy moet deel my lewe, ek wil het bestuur. Dis 'n leefwyse, man. Ek wil hê die mense moet weet, dat hierdie God is 'n werklikheid, man. Sy graf is leeg. Hy het opgestaan en hy lewe tot in alle ewigheid. Hy sê 'n bietjie mels nie. Hy sê 'n goeie wat jy vry en dan kom hy na vore nie. Hy het 'n leefwyse wat hy direk in jou wil lewe. Hallo? Hy is heilig. Hy is heilig. Daar is baie kerke wat dry cleaning services hou. In by 9 en uit by 10. Dis verby. God het gesê, ek wil nie meer besoekure hê nie. Ek soek volle toesig van my kinders. Hallo? Die nagevolge dat die mense is bestem vir die put van die hel, as ons hulle nie by God het kry. En ek wil vir jou sê, en ek wil jou herinner, daar is 'n plek met die naam hel. Die boom van vuur, waar die wurms aan hulle vreet en nooit sal stop nie. Daar is 'n plek wat genoem word hel. As jy dink jy het hel op aarde, you ain't seen nothing yet. Is dit mooi? Daarom die kerk, maar mooi, hierdie bediening, hierdie familie-aanbiddingsentrum is die myne en God se, en dit moet gesond wees. Gesond. Want wat God van hier af wil doen, en van hier uit wil doen, ek wil deel wees daarvan. Luister mooi. In die kerk is daar geen plek vir tweedrag, skynheiligheid, fout vind, rugsteekery nie. Ek het nie geskryf nie. Hierdie goed is ouer as baie van julle. Dit was in 1987 op die pastorevergadering gepreek, by die pastorevergadering op die UPC kampgronde, deur my mentor, Pastor Gerry Klaas, en sy notas wat ek net gelamineer het. Luister mooi. Die kerk moet gereeld oefen om gesond te bly, gebed, vas en Bybelstudie. Daarom is Woensdae aand as my inkomste so belangrik. Ek sê elke amen gevat, ek wat ek kon kry. Daar moet gereeld gebid, gehuil en geroep word. Kan ek vir jou 'n stelling maak? As jy wil weet wat die grootte van 'n kerk is, dan kyk hoe lyk sy Woensdae aand se byeenkomste. Dit is maklik om so na kerk toe te gaan en nie gewete te sis. Dis 'n beskuldige verhouding te hê. Die kerk moet 'n las vir siele hê.
Pastore kan nie alleen op elke vlak van die samelewing getuig nie. Dis almal se voorreg. Die lidmate moet besef, hulle is die lig van die wêreld, hulle is die sout van die aarde, hulle is die skape wat die lamme skry. Daar moet elke dag van elke krag, talent, energie tot ons beskikking gebruik gemaak word. Wie is beskikbaar? Wie is beskikbaar? Alles moet saamgestuur word en gebruik word om ons omgewing te evangeliseer. Naast jou familie is jou bure die belangrikste, jou omgewing. Om hulle te bereik, geld die goue reël. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ja, raak ek nou stil. Die ouens wat my aankyk, soos daai ousie wat loop op die Kaapse vlakte en hout soek. So ver af uitdruk. Luister mooi, is julle met my? Is julle met my? As we die daaglikse voorbeeldige lewe lei, as we teruggee wat ons leen, as we die wêreld dat sien hoe lyk dit, maar iemand 'n getuienis dra. Elke persoon moet toegewy wees aan die Here en aan die bediening, 'n goeie getuienis hê, 'n lewe, 'n voorbeeldige lewe lei. Die wêreld moet begeer om soos jy te wees. Sê weer langs jou, hy praat met jou. Toe kom sê jy praat met jou. Luister mooi. Ons moet aktief wees in die werk van Here. Ons moet ons vriende en bure nooi. Ons moet betrokke raak met uitreikingsprogramme. Ons moet openlik dienste hou en uitdeel van traktaatjies. Ons is besig om dit gereed te kry, die ou traktaatjies wat so powerful was. Ons is besig om dit gereed te kry, word binnekort geprint. En al die goed het ek stil gehou. Hier sit sy weer. Ek het alles stil. Alles is besig om geprint te word sodat ons die omgewing, dit moet lyk soos ons flat. Dit moet soos 'n vloed lyk, soos die woord versprei. Hallo, luister mooi. Handelinge 5 vers 28, en hulle het Jerusalem met hulle leer vervul. Daar was die een in Jerusalem wat nie geweet het, die pastor nie. Daar was die een nie. Handelinge 5 vers 12 tot 16, mense het gered geword, hulle het gelowig geword, hulle het gesond geword. As ons hierdie patroon volg, sal daar 'n herlewing in die omgewing uitbreek, wat elke dorp en stad in beroering sal bring. Is julle met my? 1 Korintiërs 2 vers 2. As jy wil, bly gou soek toe. 1 Korintiërs 2 vers 2. Want ek het my voorgenem om niks anders onder julle te weet nie, as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewering. En my rede, luister mooi, en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag. Sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Ons loop in die krag van God. Wanneer ek by 'n rolstoel verbyloop, dan moet daar 'n reaksie wees, daar moet iets gebeur. Die man van Gadara, toe hy daar tussen die grafstene rondloop en omsny met glasstukke en met kettinge van duisternis gebind is, het hy geweet wanneer mense kom en hy het hulle weggejaag, hulle het hom gevrees. Maar tot op 'n dag het hy op die skei iets ervaar wat daar oor die see aankom. Hy het geweet, hier kom iets wat groter is as dit wat hom beheer. Hy het geweet dat die skepper van jou en aarde is op pad na die begraafplaas toe. En toe hier die meester voor hom staan, het hy dadelik geweet met wie hy dit doen het. Ek wil vanmôre vir jou sê, mense word so maklik omring met demone en aanvalle en aanslae, maar die duiwel erken nie Christus Jesus in ons nie. Van Paulus weet ek, maar wie is julle? En wat se krag loop jy? Paulus sê, kom gou na julle toe, oor julle opgeblaasenheid. Ek wil weet wat 'n krag funksioneer jy. Want uit hierdie gebou uit, gaan krag begin vloei, en mense toerus wat gewillig is, wat saam staan, wat God magtiglik van hier af uit kan gebruik, waar jy ook al bly en beweeg. Kerk gebruik by dieselfde wees, merk my woorde,
Want my rede van my prediking was nie oor redende woorde van menslike wysheid nie, maar die bedoeling van gees en krag, sodat my geloof nie in wysheid van mense sou bestaan, maar in die krag van God. Want hoekom? As ek 'n living sacrifice op die altaar is, ek brand voor die Here, luister baie mooi, van die altaar af vloei alles. Every prophecy, every word flows from the altar of God. Dis rigtinggewend. As julle met my seuns en dogters van die waarheid, God roep ons op vanmôre. Hy sê Psalm 51 vers 19, en ek wil hê julle moet hierdie woord huis toe vat. Hy sê Psalm 51 vers 19, hy sê die offers van God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en 'n beslae hart sal U, o God, nie verag nie. Jy moet vanmôre nie gee. God werk net deur gebrokenheid. So. Daar kan niks meer van my oorlees nie. Daar kan niks meer van jou oorlees nie. Maar jy beskikbaar is vir God. Hy werk deur gebrokenheid. Bly by my, ek sal bedaar. Seker 47 praat van die vlakwaters, van die waters wat uit die tempel uitstroom, die dieptes daarvan. En ek wil jy moet hoor wat ek nou vir jou gaan sê. En van die waters was enkel diepte. En van die water was kniediepte. En van die water was heupdiepte, soos wat Jesegiel dit in beweeg het. En toe waters waar hy nie meer kon beweeg, want hy moes swem. Maar daar was ook poele met sout water en niks het daar gegroei nie. En nie almal is vir ewig ver diep in die diepte van die rivier van God nie. Bly by my. Baie is enkel diepte, baie is nie diepte, baie is wat jy in 'n diepte beland in hierdie waters waar jy so afhanklik raak van God. As jy self nie meer kan in die waters oorleef nie, dat hy jou onderhou, verander hy alles rondom jou. Want terwyl Jesegiel om die diep waters verander, toe kyk jy na die walle toe, het alles begin verander. Hoor mooi, hoor mooi. Maar baie bevind hulle in die enkel diepte, kniediepte, en hulle kom niks verder nie. En die woord van die Here kom met 'n waarskuwing vanmôre, hou vas, ek is amper daar. Die woord van die Here kom met 'n waarskuwing en hy sê Jesaja 28 vers 7, en ook die manne hier wankel deur die wyn en waggel deur sterk drank, priester en profeet wankel deur sterk drank, hulle is verward van die wyn, hulle waggel van sterk drank, hulle wankel as hulle gesigte sien, hulle waggel by die regspraak. Hoor nou mooi wat sê God. Hy sê, want al die tafels in my tempel, al die tafels is vol waaglike uitbraaksels, sodat daar geen plek is nie. Vir wie wil hy dan kennis leer, en vir wie wil hy dan die openbaring verstaanbaar maak, vir die wat van melk gespeen, van wat die moedersborste weggeneem is, want het is gebod op gebod, en reël op reël, en reël op reël, hier is 'n bietjie, en daar is 'n bietjie. Kyk hoe spot hulle met Jesaja. Hulle sê, al wat Jesaja wil doen is net gebod op gebod, en reëls op reëls. Terwyl die tafels in die tempel van God met uitvieslike braadsels besmet is. Daai uitbraadsels is wat van die kansels van die kerkewêreld kom. Die boodskap word nie meer gepreek nie en reguit gesny nie. Ons spreek om die woorde te streel, want ons is bang, ons verloor ons pastorie, en ons is bang, ons verloor ons groot gewone, en ons is bang, ons verloor ons tiendes en ons gelde. Hy by my. Kom hy, en hy vermaan ons in Efesiërs 4. En hy sê, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here. Is lekker om gevangene van die Here te wees, vrywillig in die kettinge van die evangelie. Wandelwaardig die roeping waarmee julle geroep is. Met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid terwyl julle mekaar liefde bedra. En ernstig strewe om die eenheid van die Gees, hoofletter, te bewaar deur die band van vrede. Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader, van almal wat oor ons almal en deur almal en in julle almal is, maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. Dis hoekom ek my aan geen mens kan meet nie. Ek het 'n maatband en dis Christus. Ek moet my aan hom meet. Dis hoekom ek nie bekommerd is
En ek kan nie jaloers wees op ander prediker nie, want my maatband is Christus, Jesus. Hy het my geroep, hy het vir my gesterf en nie aan mense, dit moet elkeen is in 'n wees. Ek wil moet vanmôre baie mooi hoor, dat hy sê, dat daar kom herlewing, en hy sê, daar kom 'n oes. Ek sluit af, en dan gaan ek vandag hierdie boekie aantref. Daar kom herlewing, en daar kom 'n oes. En die oes kan nie inkom as daar nie herlewing was nie. God kan nie die oes aan die kerk toevertrou, terwyl die kerk lyk soos die wêreld nie. Dink soos die wêreld, optree soos die wêreld, handel soos die wêreld nie. Sy kerk is veronderstel om 'n uitverkore geslag te wees, 'n heilige priesterdom. Hier gekoop deur Jesus bloed, wat met 'n waarheid loop, wat met 'n absolute apostoliese Pinkster openbaring loop. Hallo? Wat heilig lewe, wat beteken, ek is afgesonderd van hierdie wêreld. Ek is die deel van hierdie wêreld. Ek is hier, maar ek is die deel nie. Ek verteenwoordig as ambassadeur. Pastor JJ nou oor, ek dink as hy het oor ambassadeurskap gepraat het. Iemand het daaroor gepraat. Om 'n ambassadeur te wees beteken, jy verteenwoordig die land in 'n ander land waarvan jy kom. So jy handhaaf die waardes en die normes van jou land, waar jy in 'n ander land jou land gaan verteenwoordig. Ons is ambassadeurs van die Koninkryk van God. Ons verteenwoordig 'n heilige God, en daarom moet ons lyk en doen en handel soos hierdie God, want ek is sy ambassadeur hier op aarde. En hierdie herlewing en hierdie oes, wil ek vanaf vir jou iets verduidelik. Is julle nog met my? Zoals ek kan 'n paar ure voor die TV sit en rugby en cricket kyk. En ons kan ure voor Netflix lê, ons sukkel om te oorleef in die kerk. Dit is tragies. Ons moet fiks word. Want ons gaan jy daar in die ons moet Pastor JJ nou gesê, ons moet hier oefen om hier uit te kan leef, om daarin te woon. Ek wil nog hier sing, ons gaan juig, en dan sing ek daar ek juig. Ek herhaal, ons gaan nog hier sing ek juig, ons gaan juig daar in die hemel, en die volgende leef, uiteindelik leef ek juig, want ek het dit gemaak. Hallo. En hierdie oes, hierdie herlewing, is twee verskillende fasette. Ek het gaan studies doen van alle herlewings van dat die kerk gebore was. Deur die donker eeue was daar 'n remnant. Ek praat nie van die remnant van die ouens wat hier rondry met bussies en sê ons is die remnant nie. Ek het nie nodig om aan te kondig en sy profeet nie. Ek gaan jou vertel wat sê God. Ek het nie nodig om aan te kondig en sy remnant nie. Ek gaan vir jou demonstreer hoe lyk 'n remnant. 'n Remnant dra deur die eeue van duisternis 'n lig binne hulle van hoop en waarheid. Skaal my nie vir die evangelie nie, man. Hallo? Hy is nie die groot man of die groot baas daar op, hy is God, hy is heilig, sy naam is Jesus. Hallo? In 1906 was daar 'n baie bekende herlewing wat uitgebreek het, en raai wat ek praat nou mooi, ek wil hom nou mooi verstaan. Ek is amper daar, okay? Ek is amper daar nie. Hoor mooi, weet ek is amper daar. As hy sê mooi, ek is amper daar. Hoor mooi, herlewing. Herlewing is die oes nie. En oes is die herlewing nie. Herlewing is iets wat dood is. Wat moet opstaan. En dit nou juist nog hoor van die doodspeler. Herlewing. 1906. Man met die naam van William Seymour. Ek mag dit dalk nie waag om te sê. Bring herlewing in Azusa Street. Hy sit met sy kop binne 'n appelboks die hele tyd. Van Texas, Dallas, Texas, gaan hy California toe. En hy sit in Azusa Street by 'n gebouetjie. Hy het eers by ander mense herlewingsdienste gehad. Hy pas uitgevind van die doop met die Heilige Gees in tale, en hy is toe gedoop met die Heilige Gees in tale. Hy het in Jesus naam gedoop, en hier sit hy en hy preek, en hulle gooi hulle uit. Die aand hulle by die kerk kom, toe is die deure gesluit, hulle van die leeuw is daar, niemand hulle is happy clappies, hou die rou, as hulle praat in tale. En hulle vat hom na 'n gebou toe wat leeg staan, 'n dubbelverdieping gebou, in Azusa Street. En William Seymour sit die hele tyd met sy kop in 'n appelboks, en bid. Die mense kom in, en hy praat van herlewing. Oes is anders.
Ek praat van herlewing. Hier sit mense, my vrou, Pastor JJ, Sister Sorita, Pastor Sorita, hier sit die evangeliste hier om ons. Hulle wil uitgaan en hulle wil die siele gaan inhaal, hulle wil siele gaan wen, evangelisasie, dis reg, dit moet gebeur, ek het nou net daaroor gepreek, maar laat my toe net 'n bietjie te praat met my passie is herlewing, van hulle wat dood is, die waarheid, die boodskap wat moet opstaan, wat elke oor moet hoor, everybody ought to know who Jesus is, hulle moet hoor wie Jesus is, hy was nie net die gekruisigde nie, hulle moet hoor, dat hierdie Jesus, en sy troon van heerlikheid belaat, as God, Emmanuel, God met ons, hulle moet hoor, hy is die Elohim van die skepping, hulle moet hoor van bekering, en herstel, en doop met die Heilige Gees opnuut, hulle moet hoor, dat jy is die verlore, in jou toestand, die verlore seun en dogter, hulle moet hoor, dat die Vader sy huis daar op hoop, en die ligte brand, dat hulle moet terugkom. Ek praat van die verlore seuns en dogters wat moet terugkom. En hier kom William Seymour, en die Here bring herlewing in daai gebou, en 'n stroom van oral in die wêreld, uit Wales, uit Engeland, uit Skotland, uit Nieu-Seeland, uit Nigeria, uit Ethiopië, uit Australië, uit Europese lande, Asië lande, stroom hulle na California toe, om te kyk wat hier gebeur. William Seymour, wat God so magtig gebruik het, ek weet John G. Lake en al die ouens die waarheid ontvang het, William Seymour was 'n swart man. As ek en jy nie vandag hierdie ding wil vat en hardop nie, gaan God om ons opdring, nie gaan iemand anders nie. Die Jode wil dit nie gehad het nie, toe gee dit vir die heidene. Hoe mooi dat ek vanmorgen vir jou sê. En hy bring herlewing, van 1906 tot 1909, met 3,5 jaar, bietjie meer as 3,5 jaar, is daar herlewing. Hulle sê die teenwoordigheid van God was so, as die mense ingestap het, het dit soos watsgevoel wat smelt in het. Elke een se wil het gesterf. Elke een se agenda het gesterf, want elke wou net met die vuur, met die heerlikheid te doen kry. Jy is nie op die aarde vir die plesier van jouself nie. Jy is op die aarde gebore vir die plesier van God. En omdat jy die pad al byster geraak het en misgeloop het, hy laat toe dat daar iets is soos wedergeboorte. As jy voel jy is nie reggebore nie, jy voel jy is op die verkeerde pad en jy voel jy is sondig, jy voel dinge loop nie reg nie, dan sê God, daar is wedergeboorte. Jy moet jou bekeer, jy moet daar doop in Jesus naam, gevul met die Heilige Gees in sy liggaam en wedergebore, jy moet geseël word, jy moet van 'n nuwe verbond en heiligmaking waarsonder niemand God sal sien nie. Hoor jy wat ek sê? En Azusa Street ontplof oor die wêreld. Ek wil hê, Here, indien moontlik, dat jy jou sal gee, die heideen, die middelpunt, die epicentrum van herlewing moet wees, waardeur alles ontplof, dat mense reg oor die wêreld hiernatoe kom om kyk wat hier gebeur. Come on. So met ander woorde, een groep gaan werk met herlewing, die ander groep gaan werk met nuwe siele. En een groep gaan hier wees om hulle toe te rus. Hoor jy wat ek sê? Pastor Wynand, hoor jy my? Loud and clear. Onthou jy jou woord laas naweek, wat was die tema? Net sluit af. Sissie, as jy nou die badkamer so agter die gebou hoor, eetsaal, agter, diaseties, dit behoort aan Ramaphosa se gevolg. Nee, jy gaan net hierdie kant om die eetsaal, dan is daar oop deur. Here seën, en die team daar by die vuil plekke gaan nie. Hier sit, Pastor Wynand, hier sit. Toe sê die Here aan Moses, bring vir my 70 manne uit die oudstes van Israel te mekaar, van wie jy weet, dat hulle oudstes van die volk en sy opsigters is, en bring hulle by die tent van samekoms, dat hulle daar by jou kan staan, Moses. Dan sal ek neerdal en daar met jou spreek, en van die Gees, hoofletter, wat op jou is, sal ek afsonder en op hulle lê, en hulle sal jou help om die las van die volk te dra.
sodat jy dit nie alleen hoef te dra nie. 'n man, 'n vrou sê jy laas sonde. Die Here sê vanmôre vir my, kry vir jou 70 by mekaar. Dan gaan ek van die Gees hoofletter, Heilige Gees, wat op jou is, gaan ek vat en op hulle sit. Daai vuur, daai salwing, daai Heilige Gees, daai krag, daai autoriteit, daai passie, daai liefde. Hoor jy wat ek sê? Wil God op 70 sit om 'n verskil te gaan maak en ons te help om die las te dra. Ek kan dit nie alleen doen nie. My vrou kan dit alleen doen nie. Pastor JJ kan dit nie alleen doen nie. Pastor Surita, die ander pastore kan dit nie alleen doen nie. Hoor mooi, is jy met my familie wat ek sê? Ek gaan Haggai uitlos, maar ek wil dit inbring by one mind, one strength, one faith, no division. Dis hoe God werk. Die belangrikste gebed wat Jesus ooit gebid het was, Vader, dat hulle sal een wees soos ek en U een is. Dit was die gebed vir 'n sukses. Hy gebid vir eenheid. Dit was die belangrikste gebed wat Jesus ooit gebid het. Bly by my. My laaste 2 tekste. Jesaja 25, ek gaan nou vir julle teks gee wat die Here gegee het in 2020, voordat ek en my vrou hiernatoe gekom het. En ooit geweet het ons gaan ooit hier bly. Ons het eers geweet ons gaan hier bly nie. Dit was 'n woord. Jesaja 25 vers 6 en 7. En die Here van die Heerskare sal op hierdie berg vir al die volke berei 'n maaltyd van vetspyse, 'n maaltyd van ou wyn, van vetspyse vol murg, van gesuiwerde ou wyn, en hy sal op hierdie berg vernietig die uitgespreide sluier wat al die volke omsluier en die omhulsel waarmee al die nasies bedek is. Dit kan ook wees dat baie van julle nie deel gaan wees nie, want ja, mense hoor my. Maar ek wil bou met wie God wil bou. Maar dis wat die Here vir ons gegee het. En toe Jesaja 66, vers 8 en 9, wie het so iets gehoor? Wie het sulke dinge gesien? Word 'n land op een enkele dag gebore, of word 'n nasie met een slag gebaar? Want Sion, die kerk, diepe van die kerk, het weer gekry, met eens haar kinders gebaar. Sou ek naby die geboorte bring, en nie laat baar nie, sê die Here, of sou ek wat laat baar, self toesluit, sê jou God. Gaan ek iets begin, en dit nie klaar maak nie. Hallo? Gaan ek iets voor julle neersit, en dit nie begin en klaar maak nie. Daarom is die visie van hierdie bediening, om die groot gebod, kan iemand my sê, wat is die grootste gebod van al hulle gebooie? Wat sê julle? Right, wacht, pas so by hand. Wat is die grootste gebod van alle gebooie? Wacht, pas so die dag. Dink julle, dit is die grootste gebod van alle gebooie? Ek gaan julle wys, ek gaan nou nie lieg nie. Is hier iemand anders wat vir my 'n Bybel kan oopmaak? By Markus 12. Markus 12. Asseblief. Markus 12 vers 28 tot 31. Wie dit vir my gereed? Lees dit vir my. As jy weer my hand. Ja, lees dit vir my. As die ene net probeer, Markus 12 vers 28. Ja, vers 28. Markus 12, Markus 12, vers 28, 30, 31. En een van die skrifgeleerdes wat bygekom het, hoe hulle hoor hierdie twis, en wis dat hy hulle goed geantwoord het, vra vir hom, wat is die eerste gebod van almal? En Jesus antwoord ons, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Here ons God is die enige Here,
Jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. Vers 31. Hieraan gelyk. En die tweede hieraan gelyk is, dit is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. Sien julle as die mense halwe waarheid of daar is nie halwe waarheid nie. Nie die volle waarheid geleer nie. Hulle word geleer die grootste gebod van alle gebooie is die Here jou God lief hê met jou alles. Maar voor dit staan daar, hoor ons dat die Here ons God is 'n enige Here. Dit is ons bediening of hierdie gemeente bediening se missie is die groot gebod dat ons sal hoor ons sal die Here ons God is 'n enige Here en dat ons hom sal lief hê met ons alles, met ons hele wese en dat ons hom totaal en al sal aanbid en loof en prys met ons liefde vir mekaar, ons naaste. En hieraan gelyk dan ook die groot opdrag, nie net in Matteus 28:19 nie, maar ook in Lukas 24 vers 45-49, die kyk en maats die orders, hy het 'n opdrag gegee. Die visie is om die bediening gemeente te lei om in 'n koninkryksleefwyse te funksioneer. Jy moet hoor die volgende 3 Sondae gaan ek 'n teach oor die koninkryk van God en hoe om daarin te lewe. En nie in die wêreldse koninkryk nie. Ons moet in 'n koninkryksleefwyse funksioneer soos Jesus dit vir ons geleer het en gedemonstreer het, sodoende in 'n volwasse verhouding met God te staan. Ons moet volwasse in die Here raak, geestelik en emosioneel en fisies. Sodat ons kan leer en demonstreer wat hy geleer het. Luister mooi. Die daarstelling van 'n Bybelse doelgedrewe bediening wat funksioneer soos die eerste Nuwe Testamentiese kerk in Handelinge 2 fokus op uitreiking, aanbidding, gemeenskap, disipelskap, diensbetoning. Dis die uitvloeisel van die missie en die visie. Daar's tekste, ons julle sal nou julle boekies ontvang. Geestelik, die doel wat 'n geestelike groei van die bediening in alle fasette moet ons geestelik volwasse met die Here raak. Dan as jy geestelik groei, gaan jy nummeries groei. Hallo? Dan pastorale versorging van die bediening waar ons elkeen toeberei en voorberei vir 'n heilige dienswerk. Toepassing van 'n gesonde finansiële beleid om mense te leer dat alle eerstelinge van jou inkomste en jou leefwyse behoort aan God. Om tiendes te betaal en offergawes te bring. Jou tiende behoort aan God. Iemand het jare terug my gevra, verduidelik ons tiendes. Toe kyk ek die kerk se boeke wat ek moes oor finansies wilde gaan preek het. Toe sê ek, maar is ek geregtig om name te noem of moet ek maar noem wat hier gebeur? Toe sê ek, nee, die gemeente is oop, ons kan maar name noem. Toe sê ek, die seun nou wat net R100 'n maand verdien. Toe sê ek, dit kan nie wees nie. Toe sê ek, nou wel, sy tiende is R10. Hy het nie verstaan waaroor dit gaan nie. Hy het gedog, as die Here praat van 'n tiende, moet hy R10 elke maand gee. 'n Tiende van jou inkomste na aftrekking behoort aan God, want is hy wat jou die vermoë en krag gee om te kan werk. Dis hy wat mense die vermoë en krag gee om voorspoedig te wees. Dis God se. En Maleagi het sê, omdat hulle God besteel het, is daar 'n vloek op hierdie nasie. En as daar iemand is wat vir jou preek tiendes, is Ou Testamenties en dis nie op my krag nie, stuur hom na my toe. Want ek kom nie in die waarheid wys nie, ek gaan hom as enkels wat in die duiwel uit my skud. Dis God se. Wie ken allemaal Colgate tandepasta? O, julle borstel die tande nie. Wie ken Colgate? Ken allemaal dit? Kom nou, Pastor Johan. Sissie stap om my daar, sissie nou tyd vir sy middagslaap nie. Hoor mooi, dit was, sy pan was Colgate, meneer Colgate. Het die Here gevra om sy tandepasta te seën. Hy gaan van 10% lewe en hy gaan 90% van God gee. Die res is geskiedenis. Dieselfde met Bell aardverskuiwingsmasjinerie, die eienaar het dieselfde gedoen. Nou ek sê nie, jy moet dit doen nie. Maar ek wil net vir jou sê, as jy God se seën op jou lewe wil hê, sien uit die vensters van die hemel oopmaak oor jou lewe en jou seën. Hy seën jou met tiendes nie altyd met geld terug, maar hy seën jou met gesondheid, hy seën met voorspoed, hy seën jou met 'n kontrak waarvoor jy mag. Wel ek bid vanmôre, ag wil julle net gou julle hande oplig en na iemand toe wys en julle nou sê wie, lig almal julle hande op.
Draai daar na Jaco toe agter, daar so by Pastor Sarita wys hy vir wie Jaco. Ag Jaco staan daar rond. Vra dat die Here vir hierdie man terugbring van Luithuis. Hulle bly agter Bybes, maar hy moet op Bloemfontein werk. Ek koop hy verdra my, maar ek bid dat die Here vir hom so 30 karre minimum 'n maand stuur om te herstel dat hulle kan terugkom huis toe. Stem julle saam, Jaco? Halleluja. Kom aan, het julle hom geseën? Baie dankie. Kom ons kyk wat doen die Here. Hoe mooi. Ons moet God se reëls nakom. Met ander woorde, hierdie wetloop van die lewe wil volgens die reëls gehardloop. Bly by my. Pastorale versorging, toepassing van 'n goeie finansiële beleid, effektiewe funksionering van die bediening, koninkryks handelinge, krag, demonstrasie. Die effektiewe funksionering van bedieninge uit hierdie gebou uit moet vol van lof, vol van krag, vol van heiligheid en vol van demonstrasie wees na buite toe. Ons het almal een gemeenskaplike doel en dis Jesus. Ons het almal een uitdaging en roeping en dis siele. Of hulle moet gewen word, of herstel word, of genees word, ons moet dit doen. Hulle almal is disippels wat hier sit. Die holistiese klein groepe handel oor Woensdag aande byeenkomste. Ek wil vandag vir mense uitnooi asseblief. Stel jou huis beskikbaar en laat ons iemand daar sit as 'n fasiliteerder, as 'n prediker of as 'n persoon wat vir ons jou omgewing kan help evangeliseer en laat hulle Woensdag aande daar kan bymekaar kom. Maar dit is nie altyd maklik om in die donker hier rond te ry op Kameeldrift West nie. Ek wil julle net waarsku by Style Decor was eergisterand yskas met penne in die pad gegooi. Daar's 5 lieblankes wat daarbey betrokke is. Ek wil hê julle moet weet, ons kan nie oral ry in die aande nie, want dit raak al onveiliger, alhoewel God met ons is, kan ons ook hom nie versoek nie. Maar ons wil oral klein groepe in die lewe roep, sodat jou huis beskikbaar is om jou omgewing te evangeliseer. En ons sal mense oplei om te kom help, die wat Pastor JJ is, daar by sy huis, Pastor Jerry, ons moet kyk of ons by julle huis kan, Pastor, wie is nog die Pastor Wynand, ons moet kyk by julle huise, hier op die gronde gaan ons Woensdag aankom, wat kom gaan ons beginne, stel jou huis beskikbaar, dat God siele kan red, en ook sy seën op jou huis kan is. Hallo? Okay. Christelike ekonomiese samewerking, uitreiking na skole toe, uitreiking na berading, uitreiking met radioprogramme, uitreiking met opleiding. Ons wil ons eie radiostasie op die gronde begin, gemeenskap radiostasie. Ons kan dit doen. Ek was 2,5 jaar by Rainbow FM betrokke gewees in Florida. My vrou sal like as ek sê Amerika, maar Florida, Suid-Afrika, Rodepoort. Het ek my eie program gehad, ons wil die evangelie enige manier verkondig. Hallo? Gebruik jou Facebook ook om die evangelie te verkondig. En wat is haar ding se naam? Iets wat? Instagram. Oh my soul. En TikTok. TikTok is seker die fynste platform wat daar is, maar dank God vir mense wat die evangelie daar kan verkondig. Ek was op dit gewees, lang terug, ons het afgeklim. Maar as ons het reg om daar te bedien, en ek het respek daarvoor. Dan sending betrokkenheid, Jerusalem, Judea, die omgewing, Samaria, ander dorpe, en dan heel buitekant ander provinsies. Kom ons bly net eers by Suid-Afrika. Ons begin by Jerusalem, dan Judea, dan Samaria, tot die uiterste van die aarde, dat ons uitreik na mense toe, en dan vinnig, leierskapsontwikkeling, ons wil mense ontwikkel, leiers ontwikkel, gawe-georiënteerde bediening, die gawes moet funksioneer, dit moet totaal al in aksie kom, jou gawes, passievolle geestelike lewe, die lewe is Christus. Die stryd is nie in vlees nie, maar die gees. Ek wil hê ons moet passievolle geestelike lewens lei. Mense moet kan sien jy het 'n passie vir God. Dan funksionele strukture, sal ek later oor praat. Heilige Gees geïnspireerde eredienste, God eerste, heilig, vloei van Heilige Gees. Fokus, atmosfeer, gaan altyd oor God. Hallo? Julle kyk my daar, bekommerd dan.
Holistiese kleingroepe, woensdae, behoefte georiënteerde evangelisasie, redding, genesing, verlossing. Ek herhaal, punt 7. Behoefte georiënteerde evangelisasie, redding, genesing, verlossing. Liefdevolle verhoudinge, in binnekant toe, hier tussen ons en dan uit na buite toe, nadat ons opgegroeid na God toe. Respect, I've got your back. Ek het jou rug, ek maak jou toe. 'n eenheid wat die duiwel nie kan verbreek. Suster, kom vir my die woord tussen. Eenheid. Ek wil vanmôre vra. Die Here het vanmôre vir ons 'n dinamiese woord gestuur vroegoggend. Ek vra jou mooi vandag. Breek met sonde. Breek met dit wat tussen jou God staan. Ken jou plek in God se werk. Byvoorbeeld, waar Pastor JJ en Pastor Sirita die musiek vat en hanteer. Waar ek wil sien dat, afgesien dat hulle twee, saam met ek en my vrou, hierdie ding hardloop. Wil ek sien dat Pastor Wynand byvoorbeeld, nie net by evangelisasie betrokke word nie, maar dat ons ook 'n span oplei om hom, wat hospitale besoek. Pastor Jerry vat, met al sy jare kennis en ervaring, om ons te help in berading en families wat 'n krisis en verkeer, om ons te help met herstelwerk. Wil ek sien dat die evangelisasie departement in aksie kom, met die passie en die honger wat Pastor Shanali het om siele te wen en sy's honger om op straat uit te gaan, om mense te gaan wen vir die Here, waarby Pastor JJ en Pastor Sirita gaan bystaan om 'n groep te bou, en welke wyse hulle gaan uitreikings doen. My passie is dat elke mens moet hoor wie Jesus is. En as ek die name noem vanmôre, ek is nie besig om posisies uit te deel nie. Ek is net besig om kernplanne in aksie te sit, kernpunte van plekke wat ons op hierdie stadium kan bereik, sodat ons in hierdie gebou almal tot 'n eenheid kan kry, om te volhard tot die einde toe. Die Bybel sê wat volhard tot die einde toe sal gered word. Dit beteken hy praat met die gelowiges, met sy gereddes, hy praat nie met ongereddes nie. Hy praat nie met mense wat nog nie deur die doopwaters is nie. Hy praat nou met die gereddes. Hy sê, hy wat volhard tot die einde toe sal gered word. Ons moet deur al die verskriklike verdrukkinge die koninkryk van God binnegaan. Julle sal vervolg word ter wille van my naam. Dis nie die wêreld wat ons gaan vervolg nie, dis die kerkewêreld wat ons gaan vervolg. Want hulle haat dit, wanneer ek praat van die Jesus naam doop. Hulle haat dit. Nie die wêreld nie, hulle weet dit nie, hulle ken dit nie. Dis die kerkewêreld wat die waarheid het nie. Hulle sing everybody op die maar hulle weet nie wat die waarheid is nie. Ek en jy kan opdrag. En ek het gisteraan toe Pastor JJ en sy vrou by ons was, het ek gesê, ons het 'n heritage, ons het 'n agtergrond, Pastor Jerry, ons het 'n ervaring van 'n oppersaal agtergrond wat hierdie wêreld nodig het. Dit was my aan. As jy eers een keer, Jakob, van hierdie lewende waters gedrink het, sal jy nooit weer met iets anders tevrede wees. Ek van Sprite en Cola tonic uitvind, dat ek nooit weer my lewe koffie en thee drink. Toe ek hierdie lewende waters van God drink, het ek nooit weer dors gekry vir enigiets in die wêreld wat my kan bied nie.
Daar is niemand wat kan troos soos die Jesus nie. Daar is niemand wat kan antwoord soos die Jesus nie. Daar is niemand wat kan genees. So ek wil vir jou sê, wanneer kanker aan jou deur kom klop, dan moet jy 'n krag in jou hê om te kan sê, sorry. Ek is genees deur die groot geneesheer, deur sy wonde. Jy moet vanmôre besef wat dit is om 'n heilige priesterdom te wees, 'n uitverkore geslag. God gaan nie sy planne verander en sy reëls aanpas in sy woord om ons tegemoet te kom nie. Ons gaan moet aanpas by dit wat sy standaard is. Hy's heilig. Hy's alomteenwoordig. Hy's almagtig. Hy's 'n beterende vuur. Hy deel nie dit wat sy is met iemand anders. Ek wil jou vanmôre sê, baie gaan nie van hierdie hele oggend se woord hou nie. Selfs die wat kyk, hulle gaan nie daarvan hou nie. Baie, want hulle is nie bereid om die prys te betaal nie. Maar sy, hulle besef nie die prys wat Jesus moes betaal. Toe hy doornkroon in sy kop weggedruk is en die bloed afvloei. Toe 'n karwats gevat is 'n sweep met 3 punte wat gesplit is met pleisterstukkies aangewerk. En hy 39 houe geslaan is, waar dit die vleis in sy liggaam het geraak het, dat hulle kon sien hoe sy longe so spanning, so rol, soos hulle asemhaal, maar die vleis was weggeruk. Toe hom gespoeg het, toe hom geslaan het en gespot het, en die paard uit sy liggaam, uit sy gesig het gepluk het. Hy span, hy pyn, toe hulle die kruis op die rou stikkende rug plaas. Toe hulle hy spykers teen die bene en sy voete en sy hande in die houten kras. Jy weet nie wat het hierdie Jesus werklik deurgegaan het. Hy gaan nie enigiets verander, omdat hy ons gaan jammer kry nie. Hy het die prys ten volle betaal. Gaan nie oor posisies nie, gaan nie oor titels nie, dit gaan nie oor enigiets wat ek jou kan gee vanmôre nie, behalwe die naam van Jesus. Dit gaan totaal en al vanmôre, dat jy wat hier sit, 'n verskil moet maak. Ek kan hoeveel grade in my kamer aan, en hulle hang daar, pas jy het syne, jy het, dit beteken niks. Want jy het ek vir die tyd, van jou liefde vir God, jy nie, en daar nie goed nie, dit lê in jou verhouding met God. Deur 'n demonstratiewe lewens. Die wêreld gaan nie weet wie Jesus is, as ons leefwyse dit nie uitstraal nie. Hier is nie 'n bediening wat boekies ontdraai nie, maar ons sê die waarheid reguit, want ek wil nie jou bloed op my hande hê nie. Maar ek wil jou ook sien om in te kom as jy toegerus word, voorberei word vir heilige dienswerk. Niks is die moeite werd in hierdie wêreld voor om my hand te gaan nie. Ek wil nie wees as hy op hierdie berg kom staan. Ek glo dis wat hy vir ons gegee het. As Pastor Wynand, of Pastor JJ, of Pastor Jerry, of Pastor Surita, of Pastor Shannon Lee, wie ook al die pastoor, as enige van die bedien, en hulle dra dooie hier in, en hy staan op, dan moet ons saam kan juig. En die mense hier instap, moet hulle nooit weer dieselfde hier uitstap nie. Ek sê weer, kerk gaan nooit weer dieselfde wees nie. Die erns van die oomblik is te diep. The urgency of the hour is geweldig. Dit is die laaste uur. En wanneer sy bruid vat, en jy wakker word in 'n bed, en jou vrou se hangertjie langs jou, en jy het die gemaak nie, wil ek nie in jou skoene wees nie. Ek wil nie in jou skoene wees nie. Ek wil dit nie deurmaak nie. Daarom stel ek my as 'n welgevallige offer gawe op die altaar van God, 'n living sacrifice. Ek suffer eerder nou, maar ek weet wat is voorberei. Kom aan.